Nou vriende, goeiemôre, dis weer eens my voorreg om u te groet in die naam bo alle name, in die naam van ons dierbare Here Jesus Christus, die een voor wie elke knie sal buig en elke tong sal bely dat hy die Here is. Ons vertrou dat u 'n goeie nag se rus gehad het, en die gebed van my hart is dat die Here van ons baie ryklik sal seën met al die geestelike seëninge in Christus Jesus ons Here. Nou vanmôre gaan ek bietjie met u stil staan oor 'n bepaalde gedagte van die Heilige Gees, en dit is 'n studie wat gebore is uit 'n dagstukkie wat ek gelees het van die groot prediker Charles Haddon Spurgeon, en dis nou al 'n hele geruime tyd terug wat ek het gelees het, en die gedagte het regtig by my gebly, en ek het gedink om dan ook met u dit te deel oor die goeie Gees van God wat ons lei en onderrig. Nou voor ons by hierdie studie kom en hierdie paar gedagtes vanmôre met u hanteer, gaan ons 'n paar verse vir u lees uit Gesang 208. Nou dit handel ook oor die Heilige Gees, en ag vriende, as u so deur die gesangbundel werk, sal u agterkom daar is kosbare gesange wat ons nooit sing nie, wat sulke groot waarhede aan ons kommunikeer. Wonderlike waarhede afgelei van God se woord, en kan ons dit lees ook tot stigting van ons eie siele. Daar staan: O leidsman, Gees van waarheid, vervul ons soos voorheen, skenk blydskap, lig en klaarheid, maak ons in geesdrif een. Kom Heilige Gees met u vuur weer en raak ons lippe aan, sodat u ons kan stuur, Heer, en ons met vreugde op die weg mag gaan. Vers 2 sê: O Gees, u is die grootste hulp vir die mense kind. In smart is u die trooster, u laat ons die weg vind. Bewaar ons van verleiding in hierdie donker tyd, en laat ons met verblyding u woord spreek, duidelik en wêreldwyd. Ag vriende, wat 'n kosbare gesang, en u is welkom om die 3de vers te gaan lees, wat handel oor hierdie gedagte dat die Heilige Gees ons bekragtig om dan ook ywerig te arbei en te werk in die diens van die Here en tot die uitbreiding van sy koninkryk. Nou vriende, ons teks van môre kom daar uit Nehemia 9 vers 20. Daar staan: En u goeie Gees het u gegee om hulle te onderrig, en u manna het u van hulle mond nie terughou nie, en aan hulle water gegee vir hulle dors. Nou as u deur die boek Nehemia werk, sal u sien dat Nehemia ook 'n besondere man van die Here was. Nehemia herinner die volk aan God se groot dade in die verlede, toe hy sy volk uitgelei het uit Egipte land en hulle in die woestyn versorg het vir 40 jaar, en hoe die wolkkolom en die vuurkolom in die dag en in die nag by hulle was, en hoe dit ook die teenwoordigheid van God gereflekteer het, en die volk het geweet dat God in hulle midde is, God in hulle midde trek. En nou kom hy en hy sê hierdie woorde: En u goeie Gees het u gegee om hulle te onderrig. En hierdie woord het my so getref, vriende, want dikwels dink ons nie baie aan die Heilige Gees nie. Ons beleef 'n tyd in die gereformeerde kerke waar daar nie baie oor die Heilige Gees gepreek word nie. En ek dink die groot rede is omdat daar so oorbeklemtoning van die Gees se werking is in van die charismatiese Pinksterkerke. En baie van die goed wat daar gebeur in die oorbeklemtoning van die Gees se werk is soms vreemd aan die skrif, die omval in die Gees en die praat in vreemde brabbeltale en die snaakse manifestasies wat plaasvind. En nou raak gereformeerde kerke bang om oor die Gees te praat, want hulle is so bang dat daar miskien oorvleelings kan wees of ons miskien die mense verkeerd kan lei. Maar ek dink tog as ons die woord bestudeer, maak die Here baie van die Heilige Gees. Hy sê wanneer hy opvaar na die hemel, sal hy ons nie as wese agterlaat nie, maar hy sal van ons die trooster stuur, die Heilige Gees, die een wat in ons sal woon en ons sal leer en lei in die waarheid. So vriende, wat ek vanmôre gaan probeer om te doen is om vir u net te bemoedig uit God se woord, dat die goeie Gees ook vir ons se gees as God se kinders in die jaar 2025 om ons te leer en te lei in die waarheid, om ons te onderrig vanuit die woord, sodat ons meer en meer kan word soos Jesus. Ek wil wegval deur vir u te sê, vriende, dat die Heilige Gees essensieel is vir die kind van die Here, en wil ek daarby sê ook, dat geen persoon kan bely behoort aan die Here as die Gees van God nie in sy hart woon nie. Want die Bybel sê vir ons daar in Romeine 8 baie duidelik, hy sê as ons die Gees van God nie het nie, dan behoort ons nie aan die Here nie. En wat beteken dit? Vriende, die oomblik wanneer ons weergebore word, is dit omdat die Heilige Gees ons oortuig het van sonde, van geregtigheid en van oordeel. Dis die Heilige Gees wat geestelike verligting gebring het, geestelike lewe gebring het. Dis die Heilige Gees wat ons wederbaar, met ander woorde wat ons geestelik lewend maak. Dis die Heilige Gees wat ons oorbring uit die koninkryk van die duisternis na die koninkryk van die lig. Eers was ons kinders van die duiwel, nou is ons kinders van God. Alles die werking van die Heilige Gees. En hoe weet ek is 'n kind van God? Hoe weet ek die Gees van God getuig saam met my gees 'n kind van God is? Eenvoudig deur my lewe wat verander, my denke wat vernuwe word, my begeertes wat verander. Jy sien vriende, die oomblik wanneer ons in Christus nuut is, sê 2 Korintiërs 5 vers 17,
Daar staan, as iemand dan in Christus Jesus is, dan sê hy 'n nuwe skepsel. Die ou ding het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. Dis alles die werking van die Heilige Gees. Geen weergeborene kan dieselfde bly, dieselfde doen, na dieselfde plekke gaan, dieselfde dink, dieselfde optree elke dag nie. Nee, God se Gees maak ons nuut. En daarom eer ons die Here dat die Heilige Gees dan ook in ons harte kon woning maak, en die Bybel sê vir ons dan ook baie duidelik, dat die Heilige Gees ons kon verseël tot die dag van verlossing. Met ander woorde, tot die dag dat ons sterwe op hierdie aarde en die Here in sy heerlikheid sien, of dan by die wederkoms van die Here sou ons nog lewe om dan saam met die Here te gaan. So, vriende, die Heilige Gees is essensieel, is broodnodig vir die kind van God se geestelike groei en ook vir ons heiligmaking. Nou vriende, as ons kyk na die Heilige Gees, dan sien ons dat die Heilige Gees die derde persoon van die goddelike drie-eenheid is. Die Heilige Gees word ook genoem die trooster, die een wat ons teregwys, die een wat ons dan ook heilig maak, die een wat ons verkoop, wat ons vernuwe, wat ons versterk, wat ons leer en lei in die waarheid. Die Bybel praat ook van dat die Heilige Gees ons gids is. Nou as ons kyk na die gedagte van 'n gids, vriende, dan weet ons dat wanneer ons op 'n wandelroete gaan, is dit altyd noodsaaklik om 'n goeie gids te hê. Daar is baie keer hierdie bordjies en aanduidings en dikwels verdwaal mense. Maar 'n gids wat sy terrein ken en wat weet waar die eindbestemming is, lei jou altyd veilig tot jy by die eindbestemming aankom. En die Bybel sê vir ons dat God se Gees is die hemelse gids, ook vir God se kinders. Hy leer ons deur die woord en die Here lei ons vanuit die waarheid van sy woord op die weg wat ons moet gaan, die oë gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van ons geloof. Vriende, die Heilige Gees is die een wat ons help om te groei in die kennis van God se woord. Dit is die Heilige Gees wat ons oë verlig, dat ons die waarheid van die woord verstaan. Ek het onlangs 'n gesprek met 'n man gehad, het van hom gevra, waarom sal ek die woord verstaan en die volgende 20 en 30 ouens verstaan dit nie? Is dit omdat ek so goed is, omdat ek so briljant is? En die antwoord is 1000 maal nee. Dis God se Gees wat ons oë open. Daarom bid die psalmdigter, hy sê, Here, open my oë, dat ek kan sien die wonders uit U wet. Daarom sê Nehemia ook vir die volk, dat die goeie Gees van God het hulle geleer en gelei en geonderrig. Vriende, God se Heilige Gees is ook die een, as ons die Nuwe Testament bestudeer, Galasiërs die 5de hoofstuk, wat ons leer om die vrug van die Gees uit te lewe. Jy onthou, een vrug met 'n paar onderafdelings, liefde, vrede, blydskap, vrede, of lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. En dan mag ons hierdie vrug uitlewe, en vriende, as u stoei om hierdie vrug uit te lewe, bly dat die Here deur sy Heilige Gees, wat in jou woon, jou sal in staat stel daartoe. Dink maar mooi aan die Heilige Gees by Jesus se aardse bediening, hoe die Heilige Gees hom in die woestyn ingelei het, waar hy versoek was vir 40 dae en 40 nagte, en hoe die Heilige Gees hom ook deur daardie versoekings gedra het. As ons dink aan die apostels toe hulle vervul is met die Heilige Gees, hoe hulle kragtig getuig het aangaande God se reddende genade, hoe hulle bereid was om selfs tot die dood te ly ter wille van Christus, want die Heilige Gees bekragtig ons ook om in tye van vervolging staande te bly. Baie keer vra mense my, maar sal ek die krag en die moed en hierdie goed hê wanneer hulle 'n geweer teen my kop druk en sê verloon Jesus of jy sterwe? En ek sê dikwels vir mense, wag tot jy daar kom, want die goeie Gees van God sal jou ook daarin lei en hy sal jou ook daar bekragtig om dan 'n getuie vir die Here te wees. Ag vriende, die Heilige Gees is die een wat vir ons dankbaarheid leer. Sê die woord nie vir ons baie duidelik dat wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Dankbaarheid is om werklik te lewe met al die uitdagings wat na mense kant toe kom, of dit siekte is, of dit misverstand, of dit 'n leerstellings is, of dit mense is, of dit finansies is, of dit sondes waarmee jy worstel, om te sê, Here, gee my 'n dankbare hart, om te weet ook, dit gaan U gebruik, om dan ook in my lewe ten goeie mee te werk, om my te vorm, my te maak, tot U eer, en tot verheerliking van U naam. Ag vriende, die hele gedagte van vanmôre gaan oor die goeie Gees wat die volk Israel gelei het, is dieselfde Gees wat ons vandag lei, en wat ons wil lei, en sal bly lei, tot die dag van verheerliking. Nou is daar net een waarskuwing. Die Here waarsku en hy sê vir ons, blus die Gees nie uit nie. Nou vriende, as die Bybel sê, blus die Gees nie uit nie, beteken dit nie dat 'n kind van God die Heilige Gees kan verloor deur sonde wat hy doen nie. Maar ons kan die werking van die Heilige Gees stuit. Ons kan die werking van die Heilige Gees keer. Ons kan 'n blokkasie, ons sonde kan 'n blokkasie vorm, sodat die Heilige Gees nie in ons lewens werk soos dit veronderstel is om te wees. Daarom sê die Here, die hand van die Here is nie te kort om te help, en sy oor is nie te swaar om te hoor nie, maar ons ongeregtighede bring dikwels 'n skeidsmuur. Daarom, wat moet ons doen?
blus nie gees nie uit nie. Hoe blus ons die gees uit? Deur sonde, deur ongehoorsaamheid, deur ondankbaarheid. So kan ons al hierdie dingetjies noem, deur sonde, daadsonde en nalatsonde. Deur nie die woord te lees nie, nie te bid nie, nie na die huis van die Here te gaan nie, nie te getuig nie. Daarom die baie belangrike gedagte vanmôre. As u geestelik meer as oorwinnaar wil wees deur Jesus Christus wat u liefgehad het, wil ek vir u aanmoedig dat u swaar sal steun op die goeie gees van God wat ons leer en ons lei en ons onderrig. Mag die Here vir u ryklik seën ook by die aanhoor van hierdie gedagte. Mag u dan ook versterk word deur die krag van die Gees en mag u en ek meer as oorwinnaars wees deur Jesus Christus wat ons liefgehad het. Mag ons swaar steun op die Heilige Gees, ons trooster, die een wat ons teregwys, die een wat ons gids is, ons heiligmaker, die een wat ons verkoop, die een wat ons vertroos, die een wat ons bemoedig. En mag ons die Here eer dat hy ons nie as wese agtergelaat het nie, maar sy Gees aan ons geskenk het. Vriende, groete vir u, baie seën en mooi dag verder. Tada.